die uitlating oor die hoeveelheid meer koalisies wat ons aan die einde van die jaar gaan kry. Ons gesels al baie lank al oor koalisies en jy en Pieter het nou al baie jare lank het julle self al as reg bewys oor die pad waarheen koalisies loop. Ons het in 2016 begin geweldige onstabiliteit gesien met die koms van die PA en Action SA het dit nog groter geword. Wat sien jy na hierdie verkiesing ten opsigte van koalisies? Jy is absoluut reg, Isak. Kom ek sê, en ek leef naby hierdie goeders. Jy sal onthou, na die 2021 verkiesing was ek die voorsitter van 'n komitee, veelpartytjie komitee deur die partye aangewys. En het as voorsitter opgetree om koalisie saam te stel in Johannesburg, in Pretoria, in Nelson Mandela Bay, en ek het in die binnekring geleef van daardie werklikheid. As jy begin by 2016 het verkeerd gegaan, ons was nie betrokke regtig by koalisies nie. Het het verkeerd gegaan omdat die fokus was gewees op posisies. En dit was 'n geveg gewees, alwaar het gaan was 'n geveg gewees van ek is die burgemeester, nee, jy is die burgemeester. Ek wil die speaker wees ensovoorts. En ek is seker moetswillig, ek het nou dag toe ek ry, dink ek daaraan. Jy sal onthou die fliek Lord of the Rings. Dit is daai Gollum ouetjie wat op ons die ring kry en dan kan hy homself nie, hy word totaal gemes, maar hy is my precious. Nou daai ketting om die nek vir party ouens is my precious. Ek moet die nou goed, as gevolg van daai het die koalisies almal feitelik in die stad gebyt in 2016. Toe 2021 kom het ons betrokke geraak en gesê dit werk nie so nie. Ek het 'n studie gaan doen daarvoor. Dit was meer as een land in die buiteland gaan besoek oor hoe doen hulle dit. En dan beteken dit wat jy doen is vergeet die posisies. Jy gaan sê die partye wat met mekaar teoreties kan saamwerk en ek ook vat ek het jou gesê die top 10 partye. Die top 10 partye moet mens gaan kyk wie van hulle het darm waardes en 'n rekord wat wie jy kan saamwerk. En as ek vinnig uit my kop uit 'n paar partye wil noem. Ja, die DA, die Vryheidsfront Plus, die IFP, die ACDP. Selfs Action SA, daar's klaar 5 partye wat ek dink tot 'n sekere mate met mekaar saam kan en behoort saam te werk. Aan die ander kant, die ANC, die EFF, MK, dit is partye wat se waardes 'n probleem is. Nou goed, wat ek dink is, toe het ons gegaan en gesê, maar goed, kom ons kom by mekaar. My manifest het nie genoeg steun gekry nie. Jou manifest ook nie. Jou manifest ook nie. Ons wil saam regeer, as ons saamwerk kan ons. Dan gaan sit jy en onderhandel 'n nuwe manifest wat 'n koalisie manifest word. Hierdie punte vir my belangrik, daai is vir jou belangrik en jy sit die nuwe ding op die tafel en dit word dan die beleid wat daai koalisieregering saam uitvoer vir die volgende 5 jaar. Dis hoe dit behoort te wees. So wat ek voorsien is die einde van die jaar gaan ons koalisies sien oor 'n groot spektrum heen en dit sal die metode moet wees want as jy dit klaar gedoen het, daarna praat jy oor posisies. Ons het nou ooreenstemming. Nou goed, ons kort 'n burgemeester. Wie van ons het die beste kandidaat wat die rol kan speel van die burgemeester? OK, ons oorkom, dis daai een. Dis 'n onderhandelingsproses en dan kan jy stabiel basies regeer. Wat my wel bekommer is en ek wil nie dit sien nie, dat kom ek vat Johannesburg. Ek weet mevrou Zille gaan voluit om Johannesburg te wen en sy hoop om die regering alleen daar te vorm. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Ek dink nie sy gaan alleen dit reg kry nie. Dieselfde in Pretoria. Die DA gaan nie alleen Pretoria wen nie. Daar gaan 'n koalisie wees. Die vraag is met wie vorm die DA dan die koalisie? Met partye soos die Vryheidsfront Plus en ander of gaan die DA koalisies aansluit met die ANC? En dit is 'n moontlikheid en jy kan die DA gaan vra, jy kan hulle môre vra, hulle gaan dit nie ontken nie. Dit gaan vir hulle 'n opsie wees. En nou wil ek vir die kiesers dan moet baie mooi besluit. Jy kies met jou stem, wie is die koalisie vernoot wat hierdie stadsrade gaan regeer? Gaan dit die Vryheidsfront Plus wees of gaan dit die ANC wees? En dit is deel van die keuse wat uitgeoefen word. Maar ek is optimisties, ek dink ons gaan koalisies kry regoor as ek na die traject kyk van steun op die oomblik. Die ANC is nog steeds in 'n afwaartse kurwe. Dat gister in die koerante verskyn die nuutste peiling van die Social Foundation van Frans Kronjere wat 'n baie betroubare peiling is. En vir die eerste keer sien ek die Vryheidsfront Plus is geplaas en nou op 4% nasionale steun. Dit is groot, dit is hoog. Dit plaas ons as die 5de grootste party in Suid-Afrika uit 230. En dit is die tendens. Die ANC is nog steeds in 'n afwaartse kurwe. Ek is regtig optimisties dat ons Suid-Afrika kan omdraai. Die groot omdraai kom in 2029. Maar die verkiesing aan die einde van die jaar is die fundament wat ons gaan gooi om vir die kiesers te wys, dit kan anders wees. Hier kan 'n positiewe proses wees. Die land kan ekonomies groei, hier kan werksgeleenthede wees, hier kan weer stabiliteit kom in infrastruktuur herstel word, sodat ons in 2029 die land finaal kan regmaak en omdraai. En koalisies gaan die antwoord wees daarvoor. Ek ry gisteroggend so 4 uur se koers ry ek hier weg, Wildtuin toe.
En ek het daar by Kreerhek ingegaan. Nou soos jy ry deur Witrivier, Hazy View, daai pad Kreerhek toe, en ag as jy Barberton toe ry, Mallelaan toe, al hierdie dorpe wat onder Mbombela munisipaliteit val, dit is verskriklik, Corneille. Ek het byna, ek was in 'n verskriklike benoude situasie gister toe, wanneer dit gereën, en ek het 'n groot poel reën in 'n slaggat getref, wat regtig baie erg kon geëindig het. Ek is baie gelukkig geweest dat daar niks gebeur het nie, maar so lyk dit oral waar mense ry in hierdie omgewing. En dan wonder ek baie keer, maar het ons nie al gewoond geraak hieraan? Dit voel my ons stry nie hard genoeg, beklei nie hard genoeg hierteen nie. Jy is heeltemal reg. Maar die ironie, Isak, is dit hoef nie so te wees nie. En die interessante ding wat mense op die oomblik sien uitspeel is, en dit is 'n baie interessante verskynsel, en dis 'n rol hoekom die Vryheidsfront Plus in alle respek baie dramaties vooruitgaan tans en goeie steun kry is. Uit alle gemeenskappe uit, ook uit die swart gemeenskap uit alle gemeenskappe uit, kom mense na vore en hulle sê ons is nou siek en sat en moeg vir hierdie te wees nie. Ons wil graag ook vooruitgaan. Ons syns verloor, Isak. Jou beeld is weg, maar jou stem is nog hier. Ons het vir Corneille verloor, lyk my die sein. Nou, kom hy terug, kom ons kyk gou of ons hom daar kan kry. Ek is terug, Isak, dankie, ekskuus, ek weet nie iewers langs die pad as die syne moeg nie. Wat ek sê is, ons mag nie gewoond raak daaraan nie. Hierdie land het die potensiaal, en hy was die reus van Afrika, wat infrastruktuur betref, wat militêre vermoë betref, wat baie dinge betref. En ek sê, daar's al meer en meer mense uit ander gemeenskappe, wat na die Afrikaner kyk, wat na die Vryheidsfront kyk, en sê, hier is orde, hulle sê vir jou regheid, ons mag verskil, maar jy weet waar jy met hierdie mense staan, en is tyd dat iemand beheer kom vat, kom ons maak Suid-Afrika beter, en dit is die boodskap wat ek baie sterk oordra om te sê, ek wil mense by mekaar maak, rondom dieselfde waardes, dieselfde sisteme wat hierdie land suksesvol vorentoe vat, en as gevolg daarvan, ons kan nie, dit is so belangrik, en jy sê, ons moet meer betrokke wees, jy is reg. Ek sê, wat is die maklikste manier om hierdie goeders reg te maak? Die maklikste manier is, gebruik jou stem, want jy het nog 'n stem by die stembus, en gaan stem vir partye wat 'n verskil kan maak om die goed omgedraai te kry en te kan begin regmaak. Dis die maklikste manier. Ons hoef nie in 'n konflik te gaan nie. Ons hoef nie in 'n oorlog te wees nie. Ek sê baie keer, ons bullets, as ek dit mooi kan gebruik op daai manier, is die ballot, die stembrief, is ons koels, ons politieke koels, om verandering in Suid-Afrika aan te bring. Maar dit beteken, en dis wat ek wil sê is, nie een van ons mense wat dink om hierdie goed te verbeter en nie die verval wil sien nie, kan vir 1 sekond bekostig om nie te gaan stem nie, maar ook nie om nie aktivis te wees en seker te maak elke familielid van my, elke vriend, elke kennis van my is geregistreer en gaan stem. Want aan die einde van die dag, Isak, kan ouens praat nes hulle wil. Al wat tel is die stembriefies in daai bus. Hulle word uitgehaal, hulle word getel, en dit bepaal wat gebeur in jou gemeenskap vir die volgende 5 jaar. En dit lyk vir my ons Suid-Afrika is nou op die punt, dat die verkiesing aan die einde van die jaar gaan absoluut bepalend wees, en as ons in 2029 die land finaal wil omdraai, kan ons dit net doen as die fondament reggegooi word nou in 2026. En dit is waarheen ons werk. Dit hoef nie so te wees nie. Ons het regtig die potensiaal, en dan vat by die taal ander onderwerp toe. En dit is my kontak met die Amerikaanse regering, met die Trump-administrasie, wat uitreik en sê, ons wil met Suid-Afrika omvattende handelsooreenkoms aangaan, wat insluit infrastruktuurbeleggings ensovoorts. Die krisis oor water in Gauteng. Dis nie asof daar nie water is nie. Dit reën elke dag, en die damme loop oor, maar daar's nie water in die pype nie. Dis infrastruktuur. Die Amerikaners sê ons wil kom belê en kom help ensovoorts, en dan kan ons daai goed nie van die hand wys, omdat die ANC ideologies sê, nee, ons wil by ons ideologiese maatjie staan uit die struggle-tyd, soos hulle donderdag gesê het nie. Ons verkies vir Cuba en vir Cuba en Iran ensovoorts, maar daar kom geen hulp of infrastruktuur van daai kant af nie. Ons het 'n unieke geleentheid nou om die land reg te kry. Die Cuba wat nou 12 uur lange beerdkrag het.
Dis verskriklik. Dr. Corneille Mulder wat so met ons gesels na aanleiding van 'n uitlating wat ek gemaak het en hy kom die teendeel hier bied. Corneille, dankie vir die saamgesels en dankie dat ons na jou kon luister.